Welkom graad 9. In hierdie video gaan ons vinnig kyk na 'n tweede kortpadmetode wat gevolg kan word wanneer twee binome of twee terme met mekaar vermenigvuldig word. Reg, so ek kyk eers weer na die papegaai metode en as jy nou nog nie die vorige video's gekyk het oor die produk van twee terme of die eerste kortpad nie, gaan kyk asseblief dit eers. Die papegaai metode is sommer maar net my eie woorde wat ek gebruik, want as ons klaar gemaal het, baie welkom graad 9 by hierdie video oor die tweede kortpad wat gevolg kan word wanneer ons twee terme met mekaar vermenigvuldig. En as jy nou nog nie die eerste video oor die produk van twee terme of die eerste kortpad video gekyk het nie, wil ek hê jy moet asseblief eers daarna toe gaan, sodat jy kan verstaan waar hierdie kortpad vandaan kom. Reg, so die papegaai metode is die een wat ek eerste verduidelik wanneer ons praat van die produk van twee terme in graad 9. En dis maar sommer net my eie woorde om vir jou te wys dat wanneer twee hakkies met mekaar gemaal word, maal ek alles in die eerste term, in die eerste hakkie met alles in die tweede hakkie. So wanneer ek klaar gemaal het, het ek 'n prent wat basies so lyk. En as jy nou jou verbeelding mooi gebruik, en jy kyk hom van links na regs, dan lyk dit amper soos 'n papegaai se snavel. So ek gaan nou hier eers weer die papegaai metode gebruik. Nou wat interessant is, wat ek hoop jy nou al klaar kan raak sien, is dat hierdie twee hakkies wat ek met mekaar moet maal, is identies. Reg, maar kom ons maal eers met die papegaai metode. 2x maal 2x gee vir my 4x kwadraat. 2x maal positief 1 is positief 2x. Positief 1 maal 2x gee vir my positief 2x. En positief 1 maal positief 1 is positief 1. Nou moet ek altyd eers kyk of ek klaar is, en ek is nie, want ek het twee gelyksoortige terme wat kan opgetel word. En baie belangrik, sien hierso, jy het twee van dieselfde terme om op te tel, en ek kry dan 4x'e as deel van my antwoord. So, belangrik, die hakkies was identies, en my gelyksoortige terme is identies. Ek het twee van dieselfde termwaardes om op te tel. Okay, so kyk solank of jy 'n patroon raak sien, 'n kortpad raak sien van die vraag af na die antwoord toe. Reg, kom ons doen dieselfde, weer eens die papegaai metode, met die tweede twee hakkies. Ons maak asof ons geen patroon raak sien nie, en ons sê AB maal AB, gee vir my A kwadraat B kwadraat. AB maal min 1 is min AB. Min 1 maal AB is min AB, en min 1 maal min 1 is positief 1. Weereens, ek het twee van dieselfde gelyksoortige terme om af te trek in hierdie geval. So ek het A kwadraat B kwadraat, min AB is min 2 AB's, en ek tel by 1. So weereens, die hakkies was identies, en ek het twee van dieselfde termwaardes opgetel. Nou, baie van julle sou nou al vir my gesê het, dat julle 'n patroon kan raak sien. So, ek wil gou vir jou wys, dat wanneer die eerste twee termes met mekaar gemaal word, kry ek my eerste term in my antwoord. Wanneer die laaste twee termes gemaal word, kry ek die laaste term se waarde. Maar nou, hoe kom ons by hierdie middelterm se waarde uit? Reg, as ek my twee elemente in my hakkie met mekaar maal, AB maal min 1, dan kry ek min AB. En ons weet, die hakkies is identies, ek wil net teruggaan, en ons weet die hakkies is identies, so daarom gaan ek twee daarvan hê, twee van daai termwaardes. So ek kan net sowel sê, min AB, en ek gaan twee van hulle hê, wat vir my min 2 AB gee. Reg, en dis presies wat die kortpad reël vir my sê.
As my hakkies identies is, kyk altyd baie mooi dat jou hakkies identies is, dan gaan ek my eerste twee met mekaar maal, ek gaan my laaste twee met mekaar maal, en ek gaan my twee elemente in die hakkie met mekaar maal. Daar's hulle met mekaar gemaal. Driehoek maal positief vierkant geef my positief driehoek vierkant, maar ek het twee van hulle. Reg. So as ek die driehoeke met mekaar gemaal het, het ek gekry driehoek kwadraat. As ek die vierkante met mekaar gemaal het, het ek gekry vierkant kwadraat. As ek die twee elemente in die hakkies met mekaar gemaal het, het ek gekry 'n driehoek maal positief vierkant is positief driehoek vierkant, maar ek het twee van hulle nodig. Reg. Wat staan hier? Wanneer ek 'n hakkie moet kwadreer, beteken dit presies dieselfde ding as hierdie hakkie wat met homself gemaal word 2 keer. En daarom geld dieselfde kortpad reël. Reg, so kom ons kyk na 'n paar voorbeelde. Ek het identiese hakkies. Die tekens is dieselfde, die elemente in die hakkies is dieselfde. So, ek gaan sê ek gaan die eerste twee met mekaar maal en ek kry 4x tot die mag 4. Ek gaan die laaste twee met mekaar maal want hulle gee vir my laaste term. En wat is my middelterm? Die elemente in die hakkie met mekaar gemaal, so 2x kwadraat maal min 1 gee vir my min 2x kwadraat, maar ek het 2 van hierdie terme nodig. Reg, so my finale antwoord gaan wees 4x tot die mag 4 min 4x kwadraat plus 1. Reg, nog 'n voorbeeld. Ons kan hier weer die kortpad volg, want onthou dat 'n hakkie kwadraat beteken eintlik, hier staan 2a kwadraat b kwadraat plus 3, wat met homself gemaal word 2 keer. Reg. So, as ek dan nou dit sou doen, sou ek sê die eerste twee met mekaar gemaal, of, omdat twee identiese goed met mekaar gemaal word, kan ek ook sê, die eerste term word eintlik kwadreer, is dit nie waar nie? Dan, die laaste twee terme word met mekaar gemaal, so eintlik vir my laaste term se waarde word positief 3 gekwadreer. En hoe lyk my middelterm? Die twee elemente in die hakkies met mekaar gemaal, so 2 maal positief 3 gee vir my positief 6a kwadraat b kwadraat, maar ek het 2 van hierdie gelyksoortige terme nodig. Reg, so nou kan ek gaan na my antwoord toe. As ek 2a kwadraat b kwadraat met homself maal 2 keer, of as ek hom kwadreer, kry ek 4a tot die mag 4, b tot die mag 4. My middelterm is 2 6a kwadraat b kwadraat termes, en dit gee dan vir my 12a kwadraat b kwadraat en positief 9. Reg, laaste enetjie. Let op dat hier is 'n skeiding in terme in hierdie vraag. So 4 het niks te doen met hierdie maalsom wat hier besig is om aan te gaan nie. 4 kom net so af. Min 3 gaan gemaal word met die antwoord van hierdie hakkie kwadraat. En as jy nou sukkel om die kortpad te onthou, xy plus 1 se kwadraat beteken, ek maal xy plus 1 met homself 2 keer. So eintlik sê ek, xy word gekwadreer, en dan kry ek x kwadraat, y kwadraat. 1 word met 1 gemaal, en dit bly positief 1. En hoe lyk my middelterm?
die twee elemente in die hakkie met mekaar gemaal, xy. Onthou, xy maal positief 1 gee vir my positief 1 xy, maar omdat ek twee identiese hakkies het ek twee xy'e nodig. Reg, en nou gaan ek verder en ek sê 4 kom af. Ek het nog niks met 4 gedoen nie, want ek is nog steeds eers besig om hakkies te doen. Nou gaan ek maal en dan gaan ek aftrek. So nou word hierdie negatief 3 met al drie terme ingemaal. En ek kry min 3x kwadraat y kwadraat, min 6xy en min 3. Reg, so ek het eers die hakkie gedoen. Toe het ek gemaal. Nou gaan ek optel en aftrek. Die volgorde van bewerkings is van toepassing. Ek kan slegs gelyksoortige terme optel of aftrek, so al wat kan gebeur is ek het 4 en ek trek 'n 3 af. So my finale antwoord is 3x kwadraat y kwadraat min 3x kwadraat y kwadraat min 6xy. Ek het 4 en ek trek 3 af, so ek bly oor met positief 1.